Ons dink aan ons verlosser Jesus Christus daar in Getsemane waar hy gaan bid het, né? En dan hoor ek daar in Matteus 26:36. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle: "Sit hier terwyl ek daar gaan bid." Getsemane, wat beteken die naam Getsemane vir ons? In Aramees beteken die woord Getsemane olyfpers. Wanneer olywe die eerste keer in 'n olyfpers fyn gemaak word, is die olie wat uitvloei so rooi soos bloed. Ja, Jesus sou sy bloed stort sodat mense gered kon word. Daarbenewens het die olie ook die karakter van heiliging, heling, genesing, versorging en salwing. Getsemane herinner ons aan al daardie donker en die onheilsame geleenthede in ons eie lewens, né? Die tyd wanneer alle hoop vervaag en jy dink dat die daglig nooit weer sal deurbreek vir jou in jou lewe nie. Jesus se lydingsweg waarborg egter dat ons nooit, maar nooit van God verlate sal wees nie. Ons belewenis uiteraard kom nie naastenby die seun van die mens nie. Broos soos enige mens is, bid hy Jesus verskeie kere dat die beker van hom af weggeneem moet word. Kan jy Jesus se hartseer pyn voel? Kan jy dit ervaar? Sien jy hom daar aan die kruis? Weet jy hoe hy gevoel? En weet dat Jesus dit dubbel so swaar ervaar. Dis nie net die oomblik wat hy aan die kruis gehang het nie. Ek dink so 'n oomblik, Jesus in sy mensheid, maar ook God. Jesus ly en God ly saam met Jesus. Dis dubbel hartseer en dubbel pyn. Dis nie net die dood nie, maar die vernedering, die mishandeling en die emosionele ontbering waaraan Jesus dink. God, sy Vader, kon hom dit spaar. Ja, jou en my heilige God wat ons geskaap het, kon Jesus se gebedsversoeke toegestaan het, maar God het dit nie gedoen nie. God het saam met Jesus gely, saam hartseer en geestelike pyn ervaar. Dit wat met Jesus gebeur, gebeur met God ons Vader ook, want Jesus is God en God is Jesus, en so ly Jesus en God vir ons en namens ons 'n dubbel hartseer smart. Dink 'n oomblik, né? Hy, die Here God, kon sy seun terugneem in die hemel in. God kon die skare uitmekaar jaag. God kon elke siel daardie oomblik uitdelg, of sommer almal net in die hel gooi. God kon Jesus aan 'n kruishout laat hang, letterlik, dat hy niks voel nie, niks ervaar nie, geen pyn voel nie, maar hy het dit nie gedoen nie. Wat doen God? Die Vader neem nie aksie teen die boosheid van die mens, teen Jesus nie, nee, Jesus moet voor God na sy mensheid, vir al God se kinders sterwe. En nou, vandag herdenk ons Jesus se kruisiging. Maar kyk 'n bietjie om jou rond, op hierdie spesiale dag wat ons ten volle aan God moet wy. Waar is ons kinders van die Here? Waar is hulle? Waar? Jesus sê self waar hulle is. Ek hoor daar in Markus 14:41. Toe Jesus die derde keer terugkom, sê hy, Jesus, vir hulle: slaap en rus julle nou nog. Dit is nou genoeg. Jesus se disippels word deur die slaap oorval. En wat van my en jou? Slaap ons? Rus ons nog 'n bietjie saam met die disippels? Waar is my kruis wat ek moet opneem? Lê dit dalk hier op die grond langs my terwyl ek slaap? Terwyl Jesus se sweetdruppel soos bloed word, maar steeds onderwerp Jesus hom aan die Vader se wil, wat moet geskied en wat sal geskied. Die smeekbede van Jesus moes die Vader hart uitmekaar geruk het. Hierdie oomblik is nog nie die ergste ontbering wat Jesus sou verduur nie. Nee,
daar sal 'n oomblik kom dat God, die Vader, as te ware van hom af wegkyk. Wegkyk, omdat hierdie verskriklike straf vir ons bedoel was, maar Jesus tree in en neem dit op hom. Wat Jesus voel, dit voel God. Kan jy, wat hartseer ken, dink hoe moes Jesus gevoel het? Jesus het nie hier gehuil soos die dag toe hy teen die berg afkom in Jerusalem voor hom sien lê en al daardie mense wat verlore gaan gesien het nie. Maar Jesus se hart het gebloei in pyn, want die dag het hy bo van sy kruis af op die mense neergekyk, wat hy weet, nie gered is of in God glo nie, wat sy kruisdood versmaai. Jesus het afgekyk na mense, om wel ken as iemand, maar nie as God erken nie. Nou moet ons nog iets besef. Hierdie hartseer en pyn, wat God moet ervaar deur van Jesus af weg te kyk, oor wat alles aan Jesus gedoen word. Ja, van Jesus wegkyk, omdat Jesus nou met sonde belaai sterwe. Hy moet wegkyk, omdat die skare hom uitjou. Hy moet wegkyk, omdat hy weet, dat mense die offer nie na die waarde skat nie. Ja, hier in Getsemane loop die soldate hom tegemoet, en hy word gevange geneem, en hy word soos 'n misdadiger aan 'n onregmatige verhoor blootgestel. Sy lot is alreeds bepaal. Die geestelikes het besluit, Jesus moet sterwe. Hulle gewildheid is op die spel. Hulle is magsbehep en kan die gewildheid van Jesus eenvoudig net nie verdra nie. Ek hoor daar in Matteus 27 vers 1 dat die môre vroeg het al die priesterhoofde en al die familiehoofde van die volk die besluit geneem om Jesus dood te maak. Ja, Jesus het die pad voluit vir my en vir jou en al sy kinders gestap, sodat ons, wanneer daar 'n tyd van beproewing kom, gelowig kan volg. Oë op die Here het Jesus gevestig. Seën, vrede en genade vir jou, kind van God, van Jesus Christus en die Heilige Gees wat dit in ons harte vasanker. Amen. I stood in the courtroom and the judge turned my way. It looks like you're guilty, so what do you say? I spoke up, Your Honor, no, I have no defense. That's when mercy walked in. When mercy walked in, and he pleaded my case. Yes, he called to the stand God's amazing grace. The blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. I stood there and I wondered, but how could this be? Someone so guilty can just be set free. All my chains were all broken and I felt born again. The moment when mercy walked in. Oh, when mercy walked in and he pleaded my case. Oh yes, he called to the stand God's amazing grace. The blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. Thank
for sending your Son to die on the cross in my place. Thank you, Lord Jesus, that you went through with it. You didn't turn around, Lord. You gave your life that we can be free. Thank you, Jesus. I'm forgiven when mercy walked in.